My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier, die koning van my hart, van my hart. My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, weer hier by julle met 'n boodskap wat die Here vir my gegee het, wat ek baie graag met julle vandag wil deel. En hierdie boodskap gaan vandag oor die sending van die disippels toe die Here hulle uitgestuur het. Maar voor ek vir julle lees, ek wil hê jy moet net in jou kop oordink, né? Hoe belangrik is dit om die evangelie daar in 'n verlore gaande wêreld te gaan verkondig? Oordink dit so bietjie. OK, goed. Lukas 10 vers 1. En na hierdie dinge het die Here weer die 70 ander aangestel en hulle twee voor hom uitgestuur na elke stad en elke plek waar hy sou kom. Toe sê hy vir hulle: die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat hy arbeiders in die oes uitstuur. Gaan dan, kyk, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe. Nou, met hierdie boodskap waar hy sê, kyk, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe. Nou, dis die eerste ding wat ons moet besef. Die Here stuur ons uit. Ons kan absoluut nie stil bly oor die evangelie van Jesus Christus nie. Ons moet teenoor mense getuig van die goedheid en die grootheid van God, van verlorendheid en redding, né? En wat dit behels om dit te kan behaal, né? Maar nou kom die Here en hy gee 'n waarskuwing saam met dit, stuur hy uit. Hy sê, moenie dink dat almal julle goed gaan ontvang nie. Ek stuur julle soos lammers onder wolwe in. Nou wat doen 'n wolf met 'n lammertjie? Hy byt hom, né? Hy verskeur hom, hy wil hom doodmaak. So Jesus het ons gewaarsku, wanneer ons kom en wanneer ons die ware evangelie van Jesus Christus daar buite gaan verkondig, gaan ons vervolg word. Soos wat wolwe lammertjies sal byt en wil verskeur, né? En verskeur, so sal hulle ook dan met my en jou wil doen. Maar ek wil sê, dit is nog steeds absoluut die moeite werd. Amen. Dan sê hy, gaan dan, kyk, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe. Nou sê hy, moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene dra nie en groet niemand op die pad nie. En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers, vrede vir hierdie huis. En as daar 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus. Anders sal dit tot julle terugkeer. Amen. Dan wil ek gou verder vers 9 vir ons lees, want dis die verdere bevel wat dan uitgaan. Hy sê hierso, en maak, in vers 9, en maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. Julle hoor gou vandag hier. Dit is die boodskap wat ons aan die mense moet uitdra. En wanneer ons by iemand kom, dan moet ons vir hom sê, weet jy dat die koninkryk van God naby is? En weet jy dat die koninkryk van God nou hier is? So jy maak mense absoluut bewus van die teenwoordigheid van die koninkryk van God. En dan gaan hy verder en hy sê, maar in watter stad julle ook al mag ingaan en julle nie ontvang nie, gaan uit op die strate en sê, selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af. Maar tog moet julle dit weet, dat die koninkryk van God naby julle gekom het. So, jy gaan verwerp word, baie kere, as jy die evangelie gaan uitdraai. Maar die oes is groot, maar die arbeiders is min. Jy sien, baie min mense wil deur mense verwerp word. En dan, wanneer hulle evangelie wil bring, dan wil hulle 'n troostende, streelende een bring, dat niemand hulle sal verwerp nie. Maar Jesus het vir ons gesê, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe in.
Toe sê hy nou, en ek sê vir julle, vir hierdie wat hulle nou verwerp, vir Sodom sal dit verdraagliker wees in die dag van daardie stad. En nou wil ek afsluit met hierdie woorde, vir die wat die woord van die Here verwerp. Wee jou Chorazin en wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit het en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeelsdag verdraagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die dood toe neergestoot word. Ek wil net tot daar gaan. Julle luister gou hier, ons gaan verwerp word in die verkondiging van die evangelie. Mense gaan ons haat, hulle gaan ons aanval. Soos wat Jesus sê, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe in. Hulle gaan wil instorm, byt en wil verskeur. Maar ek en jy, al word ons hoe aangeval, moet ons getrou wees, want hoor net Jesus se woorde. My kinders, die oes is groot, maar die arbeiders is min. En dan sê Jesus ook, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in die oesveld uitstuur. Mag dit ek en jy wees, wat as arbeiders in die oesveld uitgaan. Liefde, seëning, pastoor Wald. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.